on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Voor zijn machtige daad. Loof de Heer, want hij is waardig om geprijsd. Loof hem, want hij is die koning van die konings en die Heer van die leerstade. Loof de Heer, op mijn ziel en alles wat er mij is. Loof zijn heilige naam. Loof de Heer, loof de Heer, loof de Heer, loof de Heer, want hij is waardig om geprijsd te worden. Halleluja, halleluja, halleluja. Ik kan niet zo blijven weer vanmorgen, zo dankbaar blijven vanmorgen samen met de wees. Dus ik span zei dankie, want het lekker om samen met te bedienen, lekker om die naam van de Heer groot te maken. Kijk of die oude langs jou, vraag hem of hij aanstekelijk is. Nog een gedenkige reactie eentje op beide. Amen. Handelingen 4 vers 19. Toen antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of het reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Kom ons bid saam. Vader, met wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Heer te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons en het gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê. Here, ons eer U vir dit wat U vir ons doen in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Ons het al awesome week van Pinkster gehad. Die Here was vir ons so goed, daar soveel mense wat gedoop is met die Heilige Gees, en mense wat vrygekom het, en al hierdie kras van goed, en dadelijk kom het by my op, en die vraag kom by my op, is ons nog aansteeklike Christene? Jy sê ek jou gevraag of is jy aansteeklik vanmorgen? Ek het gesê ek jou maat vraag of is hy aansteeklik? En dadelijk het het vir my gelijk, jy ons van die maskers grijp en begin opsit soos een kouwer. Ons is so bang iemand is aansteeklik vanmorgen. Ons is so bang iemand gaan ons aansteek. En dadelijk kom het in my hart op, ek wonder of ons nog aansteeklike Christene is.
Jy sien, hier gebeur iets in Handelinge 4, Handelinge 2 was die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 3, kom Petrus en Johannes en hulle loop by die tempel, en hier sit 'n man wat almoes sit in bedel, hy sit in bedel, en Petrus sê vir hom hierdie woorde, hy sê, goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, sal ek vir jou gee. En dadelik het hy gesond geword, en dadelik kom dit by my op, dat hy was aansteeklik vir hierdie ou. Want jy sê, iets het begin gebeur, en daar iets met hierdie ou se hele lewe gebeur, wat verander het, en dit het gemaak dat sy hele lewe begin verander het. En op 'n stadium in Handelinge 4, word Petrus en Johannes in die gevangenis gegooi, as gevolg van die feit, dat hierdie persoon gesond geword het. Want jy sien, hulle het geloop en Jesus begin verkondig. Hulle het geloop en vertel, dis Jesus wat aanraak, dis Jesus wat genees. Hulle het vertel, hulle is gedoop met die Heilige Gees, en daar was dinge wat gebeur, en die Joodse raad het tegen hulle gekom, hulle gevangenis geneem en in die tronk gaan sit. En daarna kom het by my op, moenie dink, die ouens vir wie jy goed is, gaan jy nie in die tronk laat sit nie. Kom ek vraag, wie van julle het al 'n goeie daad verrig aan by dit jou? Baie van ons, jy doen 'n goeie daad en dan by daar dieselfde ding vir jou wat jy goed gedoen het. Wie wat sê die Bybel nie om goed te doen nie. Jy sien, ons is so geneig om op te hou die oomblik wanneer dinge teen ons begin gaan, wanneer dinge verkeerd is, wanneer dinge nie gaan soos wat ons wil hê nie. En hier gebeur iets, want Petrus en Johannes sit in die tronk, en voor die Joodse raad verskyn, sê hulle, julle moet niks sê nie, julle moet nou begin stil bly oor wat gebeur het, en die klas van goed, en julle begin reg te kom. En Petrus vra die vraag, hy sê vir my, ek weet nie of het vir God aanvaarbaar is, of as vir God moet luister, of vir jou moet luister nie, maar julle moet dit maar self beslis, maar een ding kan ek vir jou sê, dis onmoontlik om nie te praat oor dit wat ons gesien en gehoor het nie. Jy sien, ek leer om dit verstaan, want baie mense verstaan nie, dat dit wat ek sien, dit wat ek ervaar, dit wat ek beleef, kan ek nie oor stil bly nie. Maar ons is so geneig geraak om net terug te staan en sê, laat het maar verby gaan, of wat ook al die geval wat wees, maar weet wat, ek ken of een wiele staan nie terug nie. Dat is 3 types, hoe sal ek sê, manier om aan te steek. Die eerste ene is deur air, dis 'n ligvirus, hy is nie lig. Nou, kom ek probeer eers gou 'n bietjie dink aan, ek sal nooit vergeet nie, as kind het ons 'n fliek gekyk, ek kan nie as die ding se naam onthou nie, ek dink is Bridge on the River Choir. En daar was 'n liedjie wat hulle geloop en fluit het. Maar daai ding is so aansteeklik. As ek op feit gee, dadelik weet. Hy gaan so. Kan jy nog onthou? Dit is 'n ongelooflike aansteeklike liedjie. Vir ons bietjie vaarser ouetjies, die jonger ouens, Baby Shark. Dis al wat ek hoef te sê. Dat sy klaar in jou kop, en dit is die waarheid. Hy is aansteeklik. En weet jy wat? Dis wat ek en jy moet begin wees. Ons moet aansteeklik begin wees in ons aanbidding. Ons moet aansteeklik begin wees wanneer ons praat oor die dinge van die Here. Dit moet aansteeklik begin raak vir die mense daar buitekant. Waarom sê ek dit vandag vir jou? Want weet jy wat? Toe Petrus en Johannes hier sit, toe is hulle aansteeklik vir die mense rondom hulle. Hulle loop en vertel, hy het opgestaan in die dood, hy het opgevaar na die hemel toe, hy het vir ons die belofte gegee, en tonge van vuur was sigbaar op hulle hoofde, op hierdie Sondag, op Pinkstersondag. Waarom? Want dis wat God wil hê. En daarna kom het by my op, die Bybel sê, ek sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dadelik vra ek die vraag, hoekom het vuur? Hoeveel vuur het jy nodig om 'n veld in die brand te steek? 1 vuurtjie. Is dit die waarheid?
as jou lewe een vuurhoutjie is dit meer waard as enigiets anders. Jy sien, ons grootste probleem is ons is te bang. Ons het op die plek gekom waar ons te meer aansteeklik wil wees. Ons het op die plek gekom waar ons sê, ag weet jy, elke ou vir homself. Ek was gister het ek het troue gedoen by 'n NG Kerk. Broeders, dit was nag. Ek stap daarin, maar het voel op die dood daar is so stil is dit. Tot die arme kinders moet so sit. Ek dacht, rarig. Ek is nie trek ek oom los op die klavier, maar ek dink hy is net so diskandonhard. Jy weet, ek dink sy maat het al gedink, hy het dit gemaak, maar in elk geval. En toe ons klaar is, toe kom die tannie, die kosteres na my toe, en sy sê vir my, ja, die oomie wat met die klavier is, en sy stel hom aan my voor, en goed, sy sê, yes, pastoor, sy sê vir my, jong, hy het so'n probleem, daar's dinge wat in sy huis is, wat nie lekker is, nie, mense in sy huis toegelaat, en groot moeilikheid gehad, en lang storie, en ek sê, sy sê vir hom, jy moet hierdie pastoor, jy moet vir hom vra, om jou huis te kom skoonmaak, en dadelijk, kyk hier op my sy, hy sê, dominee, ek sê dominee, ek sê pastoor, hy sê, ok, nee, ek glo nie daarin nie, ek sê, nee, dis great, want jy hoef nie daarin te glo nie, ek sê, maar die dag is daar, die op jou bed gaan vastdruk, dan gaan jy vinnig daarin glo, hy draai om, hy sê, hy het my op die bed vastgedruk, en dadelijk besef ek, al wat ek gedoen het, is ek het 'n vuurtjie aan die brand gesteek, ek het net iets in sy lewe ingespreek, wat 'n verandering kan bring, en kan ek dit vanmôre vir jou sê, God het nie vanmôre magtige predikers en ouens nodig om uit te staan en te skree en te roep nie. Hy het vanmôre 'n vlammetjie nodig. Hy het vanmôre 'n vuurhoutjie nodig. Hy het nodig dat jy aansteeklik sal raak vir die mense wat rondom jou is, vir die mense wat by jou is. Want weet wat, dis net 'n klein vuurtjie wat vanmôre 'n verskil kan bring. En dadelijk kom ek by my op. Hierdie 2 manne sit in die tronk. Shame. En ek vraag myself die vraag, is dit fair? Want hulle verkondig Jesus, maar hulle sit in die tronk. En dadelijk kom ek by my op, ja, maar die tronk het Jesus ook net so nodig, soos wat ek en jou nodig. En ek dink, ja, maar dit is so. Dis baie waar. En het begin in my hart op te borrel, want jy sien, hier sit hierdie 2 manne, en hulle sê vir hulle, julle mag niks sê nie. En wat gebeur? Diezelfde ou, wat gesit het in blikkie skudda, 'n bedelaar, kom vir my gestap, want hy is aangeraak, en hy sê, hoe kan ek stil bly oor dit wat ek gesien en gehoor het? Hoe kan ek stil bly oor hierdie man? Hierdie man is die getuienis van wat God kan doen. Kan ek dit vandag vir jou sê? Ons het hierdie week mense gehad wat vrygemaak is. Ons het mense gehad wat met die Gees vervul is. Ons het mense gehad wat soekend is na God, wat gevind het. Hoe kan ek stil bly oor dit wat God in ons lewens doen? Jy sien, hier het my geweldig begin pla. Want ons het nou 'n gesprek gesit en gehad, en ek sê vir iemand, weet wat die slegste van alles is, baie kinders van die Here het vir hom 'n smal weg bo op die breë weg gebou. Mag ek dit sê? Hy loop in die verkeerde rigting. Hy het net vir hom 'n stel reëls gemaak, en dink hy is op die smal pad. Kan ek dit vanmôre in jou lewe begin aanspreek? Is wanneer ons verandering in mense se lewens sien. Is wanneer ons sien dat God 'n verandering bring. Weet wat die amazingste van ons, hierdie 2 manne kan nie stil bly oor dit wat gebeur het nie. Hulle het gesien hoe Jesus aan 'n kruis gehang het. Hulle het gesien hoe hy gesterf. Hulle het gesien die graf is leeg, hy het opgestaan. Hulle was by hom en hy het voor hulle oë in die hemel opgeneem geword. Hulle was in die oppersaal en dit was die wag die moeite werd gewees om te wag. Hulle was daar
gesê, ons bly stil, want ons is te bang om iets te sê. Ek kan nie by my werk gaan vertel nie, hoekom nie? Jy sien, hier het my begin pla, want as jy 'n virus of 'n kiem wat in die lug is, kry meeste ons COVID. Snaakse baie ouens vir COVID was. Kan ek vanmorgen iets sê, vergewe my, pas op dat jy nie iemand aansteek met die verkeerde goed nie. Want baie keer is ons so negatief, so moedeloos, ons steek die ouens om ons aan met rubbish. As jy by ou wegstap, sy doodsiek, en hy was heel gezond en hom gekom het. Hoekom? Want dit wat jy om mee aangesteek het. Dit het tyd geword dat ons weer sal begin aansteek met die gees van God. Dit het tyd geword dat ek weer begin sing en in die lig begin uitkry. The 10,000 reasons for my heart to shout, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Die tweede manier van aansteek is deur druppelbesmetting. Spoeg, of 'n lekker nies teen die rug ronddans, asom ons dit in, sies pastoor, is die waarheid. Kan ek vir jou sê, is nogal snaaks, die dag as jy nie die doopbad gaan, as jy daar uitklim, dan wil jy almal vertel, ja, ek het 'n splinter nuwe lewe in Christus, ek is vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, en jy raak aansteeklik vir ander mense. Jy vertel hulle, hierdie is die enigste weg, die waarheid en die ewige lewe, en sy naam is Jesus Christus. En dan is daar 'n ander ene, wat ons aansteek deur aanraking. Hier het my nog hulle dink. Jy sien, nou kom 'n melaatse man aan Jesus toe, hy sê, ja, as u wil, kan u my gesond maak. Wat is die ding wat Jesus nie moet doen met 'n melaatse ou nie? Hy moet nie aan hom raak nie. Pastoor is gevaarlik, hy kan ook melaats raak. Maar doen Jesus, hy kom en hy sit sy hand op hom neer. Die Bybel sê, hy het hom aangeraak, en vir hom gebed, en gesê, gaan terug en gewys jouself vir die priester, jy is skoon. Ons het so 2 weke terug leierskapopleiding gehad, en een van die goed het er neergeset, wat my verskriklik geplaag, is hy het gesê, wanneer laas het jy iemand raak geleef? En ek het ook gewonder, wat bedoel hy daarmee? Wanneer laas jou aanraking iemand liefde laat ervaar? Wanneer laas het jou aanraking, jou leefwyse, die manier wat jy worship, die manier wat jy God dien, die manier wat jy leef, ander mense se lewens aangeraak? Jy sien, ons is so geneig om te dink, ons moet preek, ons moet leef, ons moet nee, ons moet leef. En ek wil begin klaarmaak, en ek sit en dink, nog 2 manne wat in die tronk is. Hierdie 2 ouens word in die tronk laat gaan en losgelaat, want when the evidence is there of what they seen and heard, no one can keep them in jail. Waarvan praat ek? Terwyl hy verby stap, op die poort gesit en bedel het, toe sê die een vir die ander, is dit nie daai ou wat aan die blikkie gesit het nie? Hy sê, nee, man kan nie wees, en hy was gebreklik. Hy sê, maar is hy. Roep hom later, hy sê, wat het met jou gebeur? Hy sê, meneer, 2 man het vir my kom bid, 2 man het vir my geloop, en een het gesê, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, kan ek jou gee.
En Heer, ek weet nie wat hulle daar in die oppersaal gekry het nie. Ek weet nie, hulle het gepraat van die Heilige Gees, maar ek kan vir jou sê, wat ek het ek by hulle gekry. They gave me something no one else could. Kan ek het vir jou sê, wanneer ons aansteeklike Christene raak, sal ons mense goed gee wat hulle nie by ander plekke kan kry nie. Pastoor, soos wat? Daai ou wat nie liefde nodig het om hom liefde te gee. Ek het 'n ouetjie ontmoet. Verslaaf, dwelmslaaf. Staan op 'n robot. En elke keer as ek dan kyk, dan sien ek een van die ouetjies wat in ons kerk is, wat deur soortgelyke goed is, maar losgekom het, en ek dank die Here daarvoor. Maar elke keer as ek die ouetjie in sy oë kyk, dan huilik. Dan mag ek baie keer soos in my kar sien. Dan kom hy al nader geloop, oom, hoe gaan het? Sê, goed en jy? Sê, oom, ek nog nie vandag iets gegeet nie, en sê, vooruit, ek sal vir jou iets straai kry. Sê ek, maar voor die loop, kom ek bid net gauw vir jou. Dan kom hy al aan, sit hy sy kop so al van my kar, en dan vang ek hom so nie achter die nek, dan bid ek gauw saam met hom. Hy sê, seun, kom nou by my, dan vraag hy vir my, oom, het jy vir my iets om te eet nie? Hy sê, oom, sal jy vir my bid? Want hier is die probleem. Die kerk is nie meer aansteeklik nie. Die kerk het sy vlam verloor. Jy kan nie 'n stap tot op 'n berg wegsteek nie. Jy kan nie 'n lig onder 'n maanemmer sit nie. You cannot hide God if He lives in you. Hierdie selfie bly daar teen die muur op Elisabethweg. So lekker baartjie rond. Hulle slaap al teen die muur. Baie ander as ek hier van disipelskap afry, of as ek voor die disipelskap gaan, dan koop ek gauw vir my 'n koeldrank of iets, of koop ek 'n brood. Verkoop 'n pastei, of verkoop iets. As ek hier opbring met Elisabeth om huis toe te gaan, en ek kom daar, en ek stop daar, en ek blaas die hoeder, en kom my hoekje uitgehardloop. Want hy weet, as iemand wat meer sien, as die verslaafde, meer sien as die ou wat vastgevang is, meer sien as die judgment. Weet wat vir die mooiste van die seun? Ek het nou van my brood gevat, en sê, oom, ek gaan vanavond nee sê vir die brood, baie dankie. Hy sê, want ek het genoeg gebedel vandag, ek eet brood vanavond. Ek sê, hoeveel pen het jy om jou? Hy sê, ons is so 6 of 7 wat die bly, ek sê, het allemaal van hulle geëet. Hy sê, ek weet nie, ek sê, vat die brood, ek gee dit vir hulle. Hy sê, kom ek er hou van morgen ook? Ek sê, nee, morgen sal die Here weer voorsien. En het kom so op my hart op. Wanneer laas het jy iemand aangesteek met Jesus se liefde? Ek weet nie van jou nie, maar ek wil aansteeklik. Ek wil jou nie aansteek met my moedeloosheid en my patroon en my slechtigheid en goed nie. Ek wil jou aansteek met Jesus. Met sy liefde, sy genade, sy krag, sy sterk.
En dan wees dit, sal jy gaan jou oor toemaak, en jou hoof buig. En ek wil jy moet vandag mooi luister. Dit help nie, ek is aansteeklik met Christus, maar ek so geïsoleerd, dat ek niemand vertel nie. As jy vandag hier sit en sê, Here, ek wil aansteeklik wees vir Christus. Steek op jou hand na God, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek het, sal jy saam met my staan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is. Hoe kan ek stil bly oor wat ek gesien en gehoor en gebeleef het? Hoe kan ek stil bly na hierdie week? Hoe kan ek stil bly en nie vir ander vertel dat Jesus nog steeds red en vrymaak en genees en nog steeds doop met sy Heilige Gees nie? Hoe kan ek stil bly oor die goed? En ek wil vanmorgen bid, Here, maak my aansteeklik in 'n wêreld hier buite wat verlore gaan. Here, ek het vandag nodig om aansteeklik te wees tot in my huis, tot in my werksplek, tot op plekke waar ek loop. Want Here, ek wil dat mense weet wie U is. En ek kan nie stil bly oor wat ek sien en gehoor het nie. Here, maak los ons monde, maak los ons denkrigtings in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Kan U sit plek neem. Party mense kom by my en sê, pastoor, ek kan nie doen wat julle doen nie. Iemand het vanmorgen my 'n skrif gestuur in Handelinge 4 vers 31. Wil jy gaan opgooi nie, asseblief Gerda. Handelinge 4 vers 31. En hierdie het my so geruk. Hy sê, en toe hulle gebid het, hierdie plek geskik waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en in die woord van God met vrymoedigheid gespreek. They became contagious. Stoor, dis nou nie ek nie. Maar dan weet of jou hart werk voor. Hoekom? Die Bybel sê Petrus het geloop. En as hy verby mense stap en sy skade weer val op siek mense, het hulle gesond geword. Iemand het ek vanmorgen gebid, Here, as ek dan stil bly dat my skade weer die getuienis sal lewer van wat ek sien en hoor en beleef. Dis my gebed in Jesus naam.